Geliefdes, as u Bybels hier het, is u welkom om saam te blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 13. Besef nou, ek dink nie, ek het ooit die SMS uitgestuur vir die naweek nie, vir die teks nie, jammer daaroor, ek dink nie, u het ooit die teks verwysing gekry die week nie, is 'n bietjie besig gewees, jammer. Maar ons gaan, ek ken in elk geval ons 1 Korintiërs 13 almal uit die kop uit, dit is die mooi hoofstuk oor die liefde. Ons gaan daar saam lees die eerste 8 verse. 1 Korintiërs 13, vers 1 tot 8. Voordat ons gaan lees uit die woord van die Here, kom ons bid eers saam, vra dat die Here ons sal seën met die antwoord van sy woord. Almagtige God en Hemelvader, Here, U wat in die hemele troon, omring deur serafs en gerubs, engele wat uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Here, dit is by daardie stemme wat ons vanmôre ook ons stemme voeg. Wanneer ons in gebed stil word en voor U neerbuig, daar waar U op die troon van die heelal sit. U is die Almagtige, skepper van hemel en aarde. U is die een wat alles onderhou. U is die een wat sorg vir ons dag na dag en niks gebeur buite U raadsplan. U almag en die heerlikheid en die majesteit en die grootheid is vir ons so ver bo ons menslike verstand dat ons nie eens kan begin om in te dink hoe heilig U werklik waar is nie. En dan is dit vir ons altyd verstommend om te dink dat U in liefde en in genade U hand na ons uitstrek. Dat U ons by die hand kom vat en U lei ons, U rig ons, U sterk ons. Here, ons dankie daarvoor. Ons verdien niks hiervan nie. Ons verdien absoluut niks nie. Het is net genade. Here, ons dankie dat ons die voorreg dan het om as U kinders vanmôre hier by mekaar te kom, al is ons maar min vanmôre. Dank ons U vir die voorreg en die geleentheid om weer onder die geklank van die woord te kom. In ons gebed is dan ook vanmôre dat U met elkeen van ons wat hier is, dit ook rustig sal maak in ons gemoed, ons ontvanklik sal maak vir die woord. Here, dat ons dit wat ons hoor ook sal gaan leef daar buite. Dat dit nie maar net hier op ons ore sal val en dan verbygaan nie, maar dat hierdie saadjies ook in ons harte sal ingaan en dat dit sal vrug dra in ons lewens. Here, ons het gekom met verwagting om U woord te hoor. Spreek U dan nou tot ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. In Korintiërs 13 vanaf vers 1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie liefde nie, dan sou ek niks wees. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig, vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitter nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan. Tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Net tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Die gemeente van ons Here Jesus Christus. 1 Korintiërs 13 is ons eintlik die trouteks. Ek het dit gister juist gebruik by 'n troue. Een van twee van ons lidmate het getrou en dan is dit die trouteks en dit is almal is mal daaroor want dit is al die mooi goedjies wat gesê word oor die liefde. Maar ons vergeet baie keer dat hierdie teks is nie geskryf met die oog op 'n huwelik nie. Die Heilige Gees het nie vir Paulus geïnspireer om hierdie stukkie te skryf
sodat dominees iets het om te preek by troues nie. Dis eintlik glad nie vir troues bedoel nie. Dit was nie die bedoeling daarvan aanvanklik nie. Dit kan gebruik word, as niks fout nie, mag dit gebruik vir troue. Maar dit is nie die konteks is nie dit geskryf vir die troue nie, dit is geskryf vir 'n gemeente. Het gaan oor 'n gemeente wat aangespreek word. En eintlik is hierdie 'n bietjie kritiek teen die gemeente van Korinthe. Want as jy die brief gaan lees, 1 Korintiërs, en jy gaan daardeur, dan gaan jy agterkom die goed wat hier in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, vers 4 tot 7, daai gedeelte van die liefde is geduldig en die liefde is vriendelik en die liefde is nie verbitterd nie. As jy gaan kyk dan wat het in die gemeente gebeur, dan kom jy agter daai goed was nie in Korinthe nie. So Paulus is eintlik besig om hulle so 'n bietjie met die vingers te tik en hulle op hulle sonde te wys, want hy moet hulle oortuig van hulle sonde. Want die konteks is dat die gemeente het alles gedoen wat 'n gemeente doen. Dit het met hulle seker onder omstandighede goed gegaan. Hulle doen alles wat hulle moet doen. Hulle het 'n morele lewe daar buite. Almal wat kyk sê, ja, daar's daar 'n gemeente, want hulle doen hulle ding. Dit was 'n stadsgemeente, so hulle het seker maar hulle dingetjies en daadjies ook gehad. Hulle het seker ook maar 'n pannekoek verkoop. Ek weet nie of hulle in Korinthe al pannekoek geken het nie, maar in ons terme pannekoek verkoop en 'n bazaar gehou. Met die gemeente is in die gang. Hulle het hulle ding gedoen. Maar dan was die tekens daar dat hulle dit doen vir verkeerde redes. Dat wat hulle doen was nie uit liefde nie. Daar's nie 'n hart wat verander het nie. Hulle het maar gedoen want dis wat jy doen. Dis mos nou maar wat die kerk moet doen. So ons doen dit nou. Die hartsverandering was nie daar nie. En dit was die probleem. En ons weet mos nou, as die hart nie verander nie, dan kom daar nie verandering nie. Vat jouself. Hoeveel van ons het nie al gesê maandag? Hierdie maandag. Nou nie hierdie maandag nie, dit is vakansiedag, so Dinsdag vir ons hierdie week. Dinsdag hou ek op eet. Dinsdag hou ek op rook. Dinsdag begin ek oefen. En in die winter hou dit gewoonlik net tot Dinsdagmiddag 1 uur. Dan eet ons maar weer. Van dan sê ons maar na die winter sal ons weer probeer. In die somer hou dit gewoonlik tot so Donderdag. En dan ons daarom kan uithou tot Donderdag of op die langste Vrydag. En dan sit okay, maar volgende week, dan gaan ons dit. En dis wat ons doen. As daar nie 'n werklikware hartsverandering is, as daar nie 'n bo-natuurlike ingryp is en jou hart word verander nie, dan gaan goed net nie verander nie. Ons lewens kan jy vergelyk met 'n rubberballetjie. As jy 'n rubberballetjie vat en druk hom. Sê nou gaan ek verander. Maandag gaan ons weer begin. Ek gaan hierdie ding verander. Ons gaan hierdie ding regstel. En jy hou uit en jy hou uit en jy hou uit, maar hier op 'n stadium dan kan jy nie meer en dan los jy die balletjie en begin nie. As jy die druk afhaal, pop, spring hy weer terug. Sit jy maar weer op dieselfde plek waar jy was. Dis menslike pogings wat uiteindelik maar in die hek duik, want daar's nie 'n waarlike hartsverandering nie. Dis wat die probleem is hier. Dis waaroor Paulus in hierdie teks praat. En vir ons gemeente is dit ook baie van toepassing, wel dit lyk nie vanmôre so nie, maar ons is 'n groeiende gemeente waarvoor ons die Here baie dankbaar is. En dit is wonderlik om te sê ja, hier's mense wat bykom en dit gaan goed in die gemeente onder omstandighede. Maar dit help niks as ons dit maar net doen, want dit is die regte ding om te doen. Dit help niks as ons harte nie in die ding is nie. Dan kan ons, of as jy dan 'n gemeente van 2000 lidmate sterk, maak dit niks saak nie. Want dit moet gaan oor wat gaan werklik waar in jou hart, hoekom doen jy wat jy doen? En dan kan ons eerder net 50 mense wees wat ernstig oor die saak is, as wat ons 1000 of 1500 lidmate het, en ons is maar net daar, en ons doen maar net wat ons doen. En dis die probleem. So vanmôre kyk ons dan na, hoe lyk dit as die hart werklik waar verander? Wat moet gebeur? Nou Paulus gee in die gedeelte vir ons, as 3 dinge wat ons gaan sien. Die eerste 2 goed wat hy wys is, goed wat en mense doen wat hulle dink, maar dis rede ons kan rustig wees, ons harte het verander. En dan kan ons sê, nee, dis nie noodwendig so nie. Net omdat jy hierdie dinge het, beteken nie noodwendig jou hart is verander nie. So hy sê, pas op, laat jy nie hierdie goed met 'n hartsverandering verwar nie. En dan wys hy vir ons uiteindelik wat is 'n hartsverandering. Nou die eerste ding wat hy vir ons oor waarsku is gawes en talente. Hy sê gawes en talente is nie 'n bewys dat jou hart verander nie. Vers 2, lees dit weer vir ons. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek werke kon versit, en ek het nie liefde nie, dan sou ek niks wees nie. So hy lys hier 'n klomp gawes. Hy sê hier's 'n gawe van profesie, hier's 'n gawe van kennis, hier's 'n gawe van geloof, en in hierdie gemeente weet ons het hulle regtig
wonderlike gawes gehad. Hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 7, sê hy, hierdie gemeente het al die gawes gehad wat 'n gemeente kan hê. Hulle het alles gehad. In die vorige hoofstuk 12, gaan dit juis oor hierdie gawes wat hulle het. So hier is regtig begaafde mense in hierdie gemeente gewees, want ons moet onthou, dit is 'n stadsgemeente. Dit was 'n groot stadskulturele, finansiële sentrum gewees. Almal het so toe gegaan. En dit werk ons toe maar nog al die jare so. Al die mense wat na die stede toe gaan om geld te maak. Dis mos hoekom jy gaan, dis mos waar die werk is, dis waar die geld is. En so groot stede lok altyd baie ambisieuse, talentvolle mense. Dieselfde met Korinthe. So hier was mense wat wonderlike gawes gehad het. Paulus praat hier van die gawe van profesie, die vermoë om die woord uit te lê en te verkondig, die gawe van kennis om dit wat jy hoor te verwerk en dit te kan weergee weer soos 'n onderwyser, 'n gawe van onderwysing om dit te leer aan iemand. Hy praat hier van die gawes van geloof wat berge kan versit. Dit is 'n soort van 'n geloof wat mense kan inspireer. Dis 'n leierskapsgawe. Iemand wat dinge kan laat, hy kan berge versit, hy kan dinge reël, hy kan voorvat en hy kan die mense inspireer om te doen dinge. Dis die gawes wat hy gehad het. So dit was 'n besonderse gemeente en hy sê ook baie suksesvol, baie begaafd, baie talentvol. Maar hy sê dalk nie, jy het al hierdie dinge, maar jy het nie liefde nie, want dan beteken dit niks nie. Met ander woorde, as daar nie 'n hartsverandering is nie, dan beteken jou gawes niks. Hy sê dit is moontlik om ongelooflik goed te wees, wonderlik te wees, van buite af pragtig, begaafd. Die bediening kan pragtig wees, die kerk kan uit sy nate uitbars, met stoele indra, maar dat dan die liefde is nie, dan die niks. So vers 1 tot 3 sê vir ons, kyk vir ons en sê, wat het die Korinthe gemeente? Vers 4 tot 7 wys vir ons, wat is hulle nie? So ten spyte van hulle gawes, lees ons dan, was hierdie mense ongeduldig, en onvriendelik, en jaloers, en trots, en selfsugtig. Baie begaafd, wonderlike leiers, wonderlike mense, wonderlike onderwysers, maar hulle het nie liefde nie. Ons kry dit ons baie keer, maar in die samelewing ook, gebruik maar sommer 'n sanger as voorbeeld. Jy kry sangers, mens hoor dit van tyd tot tyd, mense wat pragtig kan sing, ons almal luister graag na hulle, maar dan hoor jy stories dat hulle is so ongeskik, bombasties. Hulle, as jy op iewers met hulle gesels, is regtig sommer ongeskik. En dan sal ons verskonings maak van hulle, sê ja, is maar kindsinnige mense, hulle is mos maar so. In die artikel sal hulle beskryf as anders en kleurvol. En sulke tipe van beskrywings word aan hulle gegee, maar dit is eintlik maar niks anders as 'n gebrek aan karakter. En nou probeer ons dit toesmeer, want ons geniet dit wat hulle gee. Met hulle sing dan so mooi. So ja, hulle is 'n bietjie ongeskik en bietjie bombasties, maar hulle sing dan mooi. So ons smeer die swak karaktereienskappe toe, sodat ons die gawes kan kry. Dit is nie net in die sangbedryf, nie, is ook in sport en kunste en besigheid en al die tipe van dinge. In al die velde van die wêreld is dit so. Jy kry mense wat hierdie wonderlike gawes het, en dan maak ons baie keer verskonings vir hulle, as gevolg van hulle gebrekkige karakter. En dan sê Paulus, nee, dit werk nie so in die hemel nie. In die hemelse koninkryk, dit werk nie so in God se koninkryk nie. Paulus kom sê, moenie talente en begaafdheid en briljantheid en leierskap en al hierdie goedjies wat jy het, verwar en dink, maar my hart het verander. Dis nie 'n teken nie. Jy kan menigte mense na jou toe trek. Jy kan verskriklik charismaties wees en mense kan mal wees oor jou. En jy kan 'n goeie leier wees en jy kan mense se lewens verander. Jy kan so goed wees en jy kan al hierdie dinge doen. Maar as jy angstig is, en kwaad is, en afgunstig is, en jaloers is, sê die Here, dan help dit niks nie. Dan help hy gawes niks. En dis die probleem waarteen Paulus ons ook hier waarsku, want ons doen dit ook ons maar. Ons doen ook baie keer goeie goed vir mense. En dan sê mense vir ons dinge soos, wat sal ek doen sonder jou? Of jy's 'n engel van die Here wat oor my pad gestuur is. En wat doen mense as jy dit vir hulle sê? Wat doen ons as ons dit hoor? Dan dink ons, ek is so sleg nie. God is by my. Kyk net wat 'n verskil het ek in mense se lewens gemaak. Maar in jou gebedslewe is dit chaos, is absoluut vrot. Jy is gevul met angs en trots en woede en jy loop met wrokke in jou hart rond.
En dan dink jy, ja, maar my hart het verander, want kyk, ander mense sê dan, kyk hoe wonderlik is ek. God is seker okay met my, is hy nie? Nee, sê Paulus, nie noodwendig nie. Net omdat jy 'n gawe het, beteken nie dat jou hart verander het. Want kom ons sê, daar is iemand wat oor jou pad kom, en jy het 'n gawe en jy kan hom help, dan gaan God jou gebruik. Hoekom nie? Hy gebruik aan die Satan om sy wil te laat geskied. En daarom sê Paulus van ons eerste plek, pas op, moenie dink, omdat jy 'n gawe of 'n talent het, dat jou hart noodwendig verander. Die tweede ding waarteen hy waarsku, is teen deugdes, karakter, vers 3. Hy sê, en al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. So hier noem Paulus nou twee deugdes, twee karaktereienskappe. Hy sê, al sou jy dan al jou goed weggee vir die armes, dis 'n deugde. Ek is bereid om myself in te doen ter wille van 'n ander mens. Ek is bereid om weg te gee, ek is bereid te help. Wonderlike, pragtige deugde. En die ander een sê hy, alles ek bereid om my liggaam oor te gee om verbrand te word. In ander woorde, hier is iemand wat vasstaan in dit wat hy glo. Dit is 'n beginselvaste mens. Pragtige deugde. Sy, al het jy hierdie dinge, maar jy het nie liefde nie, dan het jy niks. So wat Paulus vir ons kom sê, jy kan wonderlike, pragtige, morele mens wees. Jy kan standvastig wees. Want sê nie, jou hart het verander nie. Dis hoekom hy daar in vers 1 begin met hierdie woorde so bekend te sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek nie liefde het nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Die 2020 vertaling sê, 'n gong. Dit is daai Chinese gong wat jy so slaan. Nou, hoekom gebruik jy hierdie beeld? Laat ons aan die gang. In daai tyd het dit so gewerk, daar was 'n klomp tempels in Korinthe, weer eens soos ek sê, stadsgemeente, stadsgebied, en daar was nou allerlei afgode. Vir die voorbeeld sê ek sommer net die songod. Kom ons sê hulle die songod aanbid, dan was dit die gebruik, dan kom hulle by die tempel by mekaar, hulle trek hulle mooi klere aan, en dan stap hulle nou deur die strate. Dan hulle nou hierdie gong of hierdie simbale wat hulle slaan, en dan praise and worship, soos wat ons nou vandag die woorde ken, dan praise and worship hulle nou so deur die strate, en dan besing hulle nou hierdie gode se lof, maar hulle doen dit nie omdat hulle lief is vir die God nie, hulle doen dit om aandag te trek, want hulle het geglo, as ons aandag trek, en almal sien, en ons slaan die simbale, en ons slaan die gong, en ons kry al die aandag, dan gaan die God ons sien, en dan moet hy ons nie teruggee. So dit gaan oor, ek doen dit, sodat ek iets kan kry. En natuurlik is dit, die ander pluspunt is, nou sien al die mense in die dorp op ons. En dan sê hulle, wat wonderlike gelowige mense, nee. Kyk hoe diep gelowig is hulle, kyk hoe toegewyd is hulle. En dis wat Paulus sê, pas op. Hy sê, jy kan elke Sondag in die kerk sit. Jy kan ongelooflik moreel wees. Jy kan 'n groot persentasie van jou geld weggee vir mense. Jy kan self so standvastig wees in jou geloof, dat jy bereid is om te sterf vir jou geloof. Maar as jy nie liefde het nie, dan is jy basies soos hierdie heidene. Dan doen jy hierdie goed, jy loop eintlik met 'n gong rond, en sê, kyk tog vir my, kyk wat kan ek doen. En in ruil daarvoor soek jy dat die Here jou moet seën. Jy soek, is eintlik maar selfgesentreerdheid. Ek doen die goed, ek gee geld, sodat almal kan sê, jy gesien wat gee hy? Ek staan vas in my geloof, ek sal nie daarvan skuif nie. Nie omdat ek die Here daarmee wil dien nie, net om te wys vir mense, wys vir jy, ek staai, ek by my. En almal sê, joh, begin so vas. En ek gee geld. Sê, maar jy loop in jou hart rond, met ongeduld, en onvriendelikheid, en afgunstigheid, en jy is jaloers, en jy is selfsugtig, en jy is manipulerend. Sê, dan tel jou deugdes absoluut nul. Dit het geen waarde nie, want jy doen dit net vir jouself. So jy kan 'n wonderlike en pragtige morele lewe hê, sê nie noodwendig dat jou hart verander is. Jy kan talente hê, is nie 'n bewys nie. Maar die vraag is dan nou, maar hoe lyk 'n veranderde hart? Wat moet ons dan nou hier raak sien? Die antwoord sien ons hier in vers 4-7, ek lees dit weer, ek ken dit baie goed. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles,
verdra alles, die liefde vergaan nimmer meer. Nou, ons luister na hierdie lysie, en dan maak ons die fout en sê, ja, maar as ek moet net harder probeer, met daai, Jesus alweer by maandag gaan ons dit nou doen, nou gaan ons dit vasvat, nou moet ons net hierdie goed doen. En as ek dit doen, dan is ek nou reg. Dan kan ek nou 'n tikmerkie kry. Dan mis ons jy die punt wat Paulus hier probeer maak. Kyk wat sê Paulus. Hy sê nie, as jy liefdevol wil wees, moet jy hierdie dinge doen nie. Hy sê die liefde is dit. Hy verpersoonlik dit. Hy sê liefde is 'n persoon, liefde is geduldig. Liefde is vriendelik. Liefde vertrou, liefde hoop. Nou ons het die fout wat ons maak gesê, as ons dink, as ons liefdevol wil wees, moet ons net vertrou. En as ons liefdevol wil wees, dan moet ons net hoop. Nou dit is ook iets wat uiteindelik sal uitvloei daaruit. Dit is iets wat uiteindelik in jou lewe moet gebeur. Maar dit is nie die opdrag nie, dis waar dit gaan, jy mis die punt. Want kyk, hy verpersoonlik die liefde. En hy doen dit vir 2 redes. Hy in die eerste plek beeld hy liefde uit as 'n persoon. Want dit is die enigste manier hoe jy eintlik ooit weet wat liefde is, nee. Maar hoe kry jy liefde in jou lewe? Jy ontmoet iemand. Dis 'n persoon. Dis waar jy leer om lief te hê. Dis hoe liefde in jou lewe inkom. Niemand leer net om lief te hê nie. Dis nie 'n liefde is 'n aktiewe krag. Dis nie 'n passiewe stel beginsels wat ek nou maar net doen nie. Jy leer dit. Kom ek verduidelik met 'n voorbeeld en maak dit vir maklik. As jy gaan kyk in die westerse samelewing vandag, is daar nie meer weeshuise wat babas het nie. Jy kry nie meer, die meeste dis baie selde dat jy babas in weeshuise sal kry. In die eerste wêreldlande het hulle dit heeltemal weggedoen. 'n Baba word dadelik aangeneem, hulle hou nie meer babas in weeshuise nie, want hulle het studies gedoen en agtergekom dat hierdie kinders kry net nie genoeg liefde nie. Babas in weeshuise word net opgetel wanneer die doek geruil word en wanneer hulle kos gegee word. En verder moet die kind net maar daar lê en skree. En studies het gewys dat babas in hierdie omstandighede dit net nie maak nie. 1/3 van babas in weeshuise sterf. Hulle gaan dood. En die wat wel bly leef, het 'n baie groot persentasie van hulle ernstige geestesprobleme as hulle ouer word. Want elke baba wil voortdurend vasgehou word. Jy moet baba optel, en jy moet hom druk, en jy moet vertroetel, en jy moet soen, en jy moet kielie, en jy moet speel, en jy moet letterlik opgetel word, en vasgehou word, en vertroetel word, en geliefkoos word, sodat jy kan leer hoe om dit te doen, sodat jy kan leer wat liefde is. En dit leer hy nie. En dit is nie net in weeshuise nie, baie mense, daar's mense wat baie keer in my kantoor opeindig met huweliksprobleme. En dan kan jy baie keer terug gaan en gaan kyk, maar hoe daai persoon groot geword, sien maar hy sonder liefde. Hulle weet nie wat liefde is nie, hulle weet nie hoe om liefde te gee nie. En dit veroorsaak probleme in die huwelik. Want ek weet nie hoe om dit te doen nie, want ek is nooit geleer hoe is liefde nie. Met ander woorde, liefde is iets wat jy kan gee, omdat jy dit ontvang het. Dis waar jy dit leer. En sonder liefde kan jy nie. Almal van ons het liefde nodig. Almal wil hê iemand moet lief wees vir jou. Nou waar kry jy dit? Nou, dit begin natuurlik by ons ouers. Dis waar dit begin. Jou ouers is die eerste mense wat jou lief het. Maar kyk nou wat skryf Paulus. Hy sê die liefde beskerm altyd, vertrou altyd, hoop altyd, volhard altyd, val nooit nie. Dis die tipe van liefde wat ons soek. Dis wat ons siele soek. Ons soek hierdie vertroue, hierdie sekerheid van iemand wat altyd daar is vir ons. Is dit jou ouers? Nee. Niemand van julle kan dit sê nie. Julle wat ouers is, sal baie vinnig ook erken nie. Ons duik ook maar redelik gereeld in die hek. En jy het al na jou ouers gekyk en jy weet self, hulle volhard nie altyd nie. Hulle het nie altyd hoop nie. Hulle vertrou jou nie altyd nie. En kom ons sê, dit is nou immers Vadersdag vandag, kom ons sê, jy het nou die wonderlikste pa gekry in die hele wêreld. En hy is hierdie wonderlike pa, en hy doen alles reg. Weet jy wat, dan gaan sy liefde jou ook val, want hy gaan immers te dood gaan. Dit is nie vir ewig nie. So in daai sin gaan selfs die wonderlikste ouers se liefde gaan jou ook val, want dit is net nie genoeg nie. Wat van jou eggenoot? Kan jy dit van jou eggenoot kry? Nee, hoekom? Dis dieselfde stoffasie as jou ouers. Hulle maak ook foute net soos jy. Want hulle gaan ook op 'n stadium doodgaan. So nee, kan hulle ook nie doen nie. Wat van jou kinders?
Jy gaan jou kinders versmoor en jy gaan hulle wegjaag as jy van hulle verwag om dit vir jou te wees. Hulle kan dit ook nie wees nie, hulle is ook maar net mens. So waarin gaan jy? Want ons siele soek dit nou, ons smag na beskerming, altyd vertroue, altyd hoop, altyd volharding. Iemand wat daar is vir ons. Waar kan ons dit kry? Dis die tweede rede hoekom Paulus hierdie liefde vir persoonlik, hoekom hy dit 'n persoon maak, want hy het 'n persoon in gedagte. As Paulus hier skryf, die eerste ding wat hy skryf van die liefde is geduldig, dis lankmoedig. Hoe kon Paulus dit skryf sonder om te dink aan die een wat aan die kruis hang, wat uitroep, my God, waarom het U my verlaat, wat geduldig deur hierdie straf gaan vir ons. Die liefde hou die boek van die kwaad nie. Hoe kan Paulus dit skryf sonder om te dink aan die een wat aan die kruis hang, besig is om dood te gaan, gespot en geslaan te word en sê, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Die liefde hoop altyd. Hoe kan Paulus dit skryf sonder om te dink aan die kruisiging en daar hang hierdie man langs Jesus wat geen hoop het nie. Hy's 'n misdadiger wat doodgaan nou. Daar's geen hoop vir hom vir niks nie. En dan sê die Here vir hom, ek is die Messias, ek is die Seun van God en vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wie kan dit sê? Niemand nie, geen mens kan dit sê nie. Almal van ons, al is ons hoe wonderlik en al is ons hoe liefdevol, jy gaan doodgaan, verstaan jy? Jou liefde is net nie genoeg. Maar Jesus Christus se liefde bly vir ewig. Toe Jesus aan die kruis gehang het, en hy het beleef dat al sy vriende het weggehardloop, hulle het hom verlaat, hulle het hom ontken en verraai. Al wie oorgebly het, was die klomp wat daar rondom gestaan het en hom gespot het en sleg gesê het. En in die grootste liefdesdaad in die geskiedenis van die wêreld het hy gebly. Hy het dit gedoen. Hy het nie teleurgestel nie. Hy het daar gehang totdat hy uiteindelik gesê het, dit is volbring. Dit is volbring. Ek het hulle gered. Ek het hulle sondes betaal. Sy liefde stel nie teleur nie. En as jy dan na vers 4 tot 7 van ons teks gaan kyk, in plaas daarvan om te sê, ek moet hierdie goed probeer doen, met maandag gaan ons weer probeer. Jy gaan dit nooit reg kry nie. Niemand van ons kan 1 Korintiërs 13 reg kry nie. Maar as jy na dit kyk en sê, maar dis nie iets wat van my verwag word sodat ek gered kan word, dis iets wat vir my gegee is. Dis die genade wat ek ontvang het. Dis die liefde wat God vir my gee. Dan verander dit jou hart. En omdat dit my hart verander, kan ek nou begin lief wees vir ander mense. Byvoorbeeld, as jy nou ongeduldig is, jou mans is nog nooit ongeduldig, maar as hy dalk daai een keer in sy lewe ongeduldig is, dan kan jy sê, weet jy wat, die Here is geduldig met my, en daarom kan ek geduldig wees met hom. En as jou vrou jou wil saamsleep iewers heen, en jy is nie lus daarvoor nie, en jy wil nie gaan nie, dan kan jy sê, weet jy wat, die Here het my eerste gestel, hy het my prioriteit gemaak, en daarom kan ek dit ook vir haar doen. Jy sien, nou begin die liefde in my verander. My hart is verander, omdat Christus vir my kom wys wat is liefde. En nou kan ek begin lief. So vir ons as gemeente moet ons dan vir onsself vra, vir jouself, hoe lyk dit by jou? Het jy al gegroei? Het jy al verander? Ons getal het gegroei, wonderlik pragtig, diep dankbaar daarvoor. Maar jy wat hier sit, in die laaste jaar of 2 of hoe lang jy ook al in die gemeente is jy meer geduldig, vriendeliker, en minder afgunstig? As 'n jaar of 2 gelede, is jy rustiger, meer hoopvol? Dan wil ek jou hart al begin verander. Want as jy hart verander het, deur dit wat hier vir ons opgeteken is, dan sal dit uiteindelik begin verander na buite, daar's geestelike groei. En as jy hier moet sit en sê, nee, ek is minder geduldig, minder vriendelik, meer afgunstig, dan moet jy vanmôre hoor, daar's net een ding wat jou hart kan verander. Jy moet kyk na die kruis van Jesus Christus. Jy moet sien wat ware liefde is. Jy moet besef wat God vir jou gedoen het, om jou vry te spreek. Dis al wat jou lewe kan verander. Mag die Here ons hierin help. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat U die bron van liefde is, dat U ons kom wys wat ware liefde is.
En ons moet erken dat as ons hierdie lysie deurgaan hier in 1 Korintiërs 13, dan weet ons kan dit nie doen nie. Ons val net konstant. In ons menslikheid is ons so selfgesentreerd en dit gaan eintlik maar net oor onsself. Dit selfs die kere wat dit lyk asof ons iets goed doen ons dit baie keer maar net om die eer te kry. Of omdat ons hier probeer manipuleer om seëninge te ontvang. Here, maar dankie dat U vir ons kom wys dat deugdes en gawes is nie bewys van hartsverandering nie. Wat ons nodig het is die kruis. Dat ons besef wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Dat dit al is wat ons harte kan verander. En Here, mag ons dit gaan leef. Mag ons dit gaan verkondig in die wêreld daar buite. Mag ons in werklikbare dankbaarheid vir hierdie liefde wat U ons gee, ook liefde gaan uitleef na buite, aan alle volke, tale, nasies, sodat U naam verheerlik kan word en U koninkryk gebou kan word. Here, wil U ons daarin help. Here, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir die wat siek is, daar is baie wat griep het, daar is die wat in die hospitale is, daar is van ons lidmate wat geopereer is in die week. En ons bid en vra dat U met ons elkeen sal wees. Here, help ons om mekaar op by te staan, dat ons ook in liefde hande sal uitstrek na mekaar, en dat ons ook daar sal sorg en help waar ons kan. Lei ons elke dag deur die Gees en deur die woord, om dit wat U vir ons vra te doen. Ons bid dit in Jesus naam alleen.